Welkom by die Volle Evangelie Kerk in Secunda. Ons bid dat hierdie boodskap u ryklik sal seën. Vir meer inligting, besoek ons webwerf by www.nader.co.za. Geniet hierdie boodskap. Maar in die lig van die tyd en die tydgees waarin ons lewe, wil ek julle daaraan herinner dat ons lewe in die laaste dae voordat die kerk van Jesus weggeraap gaan word. As ons kyk toe Jesus opgevaar het hemel toe, die Gees uitgegiet is op Pinksterdag, het daar 'n bedeling aangebreek wat die kerktydperk genoem word. En wanneer ons die woord bestudeer, dan sien ons daar is 7 kerkperiodes voordat die kerk weggeraap gaan word. En as ons in Openbaring 3 gaan lees, ek dink dit is vanaf vers 14 daar iewers, gaan ons sien dat ons nou in die tydperk van die gemeente van Laodicea is. Wanneer die Here hier met hierdie gemeente praat, dan is hy besig om die karaktereienskap van hierdie gemeente, hierdie tydgees vir ons te beskrywe. Dit was 'n waarskuwing. Openbaring 3 vanaf vers 14 tot 22 en jy hoef nie nou dit te gaan lees nie. Staan daar, dit sê die Amen, die getroue waaragtige getuie, die begin van die skepping van God. So wanneer die Gees hier met hierdie gemeente praat, dan sê hy, dit sê die Here, die waaragtige. Dit sê Jesus Christus, die getroue getuie, die begin van die skepping van God. En dan praat hy met hierdie gemeente en daar's 'n waarskuwing in. En hy sê vir hierdie gemeente, daar is niks in hierdie gemeente tyd wat aanprysing verdien nie. Daar's niks wat lof verdien nie. In die vorige gemeentes kon hy sekere eienskappe uitgelig het. Maar in hierdie gemeente is daar niks nie. Hy sê, was julle maar koud of was julle maar warm? Maar omdat julle lou is, sal ek julle uit my mond uitspoeg. Jy sien, met 'n warm kan 'n mens iets doen. Met 'n koud kan jy iets doen. Maar met 'n lou, sê die woord en spoeg, was een van die kruiste metafore wat in die Bybelse tyd gebruik kon word. Want om iets te spoeg, was om jou keel skoon te maak. Dis was om van naar te word. En wat Jesus sê, ek is so siek vir die karakter van hierdie kerk. Jy sien, want in hierdie gemeente, hierdie kerktydperk, vind ek, dat die lidmate bid 'n bietjie, kom 'n bietjie kerk toe, doen 'n bietjie vir liefdadigheid, is so 'n bietjie gehoorsaam, sommige woon gemeenteaktiwiteite by. Ons doen soos wat ons lus het. Ons is okay. En wanneer Jesus met hierdie gemeente hier praat, is hy besig om eintlik die hart van hierdie lidmate te beskryf. Sê, jy dien my nie met alles in jou lewe nie. Ek is nie die eerste in jou lewe nie. Jy het jou hart se motiewe lankal uitgesorteer en jy het klaar besluit hoe jy my gaan dien. Jy het die saak uitgemaak en jy's tevrede daarmee. Ek wil vanmôre vir jou vra, mens, is dit moontlik dat ons werklik ons eie hart ten diepste kan ken? Ons dink so. Jy sien, ons leef in 'n tyd wat kennis op die punte van die vinger is. As jy 'n smartphone het of jy het 'n tablet of jy het 'n rekenaar, al wat jy doen is jy enige plek soek, jy Google dit, hoe jy gaan uit hierdie gemors uitkom. Jy kennis op die punte van jou vinger. Daar is soveel werkswinkels wat aangebied word, sodat jy jouself beter kan leer ken. Sodat jy weet hoe om ander mense te leer ken. En ek wil vanmôre vir jou sê, daar is net een wat jou ten volle ken, en dit is die Gees van God. 1 Korintiërs 2 vers 10 sê, die Gees ondersoek alle dinge, ook die dieptes van God. En ek wil vanmôre vir jou sê, as die Gees ook die diepste van God ondersoek, hoeveel te meer nie vir my en vir jou nie, geskape wese. Psalm 139 vers 7 staan daar, waar sou ek heen gaan van die Gees, en waarheen vlug van u aangesig? Ek kan dalk my hart tot op 'n punt ken.
Maar in my diepste wese is dit vanmôre net die Gees van God, wie weet hoe ek operate, wie weet hoekom ek so operate, wie weet wie ek is. En dan wanneer Jesus hier met hierdie gemeente praat, dan sê hy, gaan koop vir julle salf, om aan julle oë te sit, sodat julle kan sien, want julle is blind en naak, en arm, en julle dink ons is selfversorging en verryk, dit gaan met my goed, daar's kos op my tafel, ek bly in 'n mooi huis, ek is versorg, dit gaan met my goed. En die Gees sê hier, dis juis jy, wat moet kom, sodat jou oë kan oopgaan. Jesus sê, as jy my stem hoor en oopmaak, sal ek inkom en ek sal met jou maaltyd hou. En ek wil hê jy moet vanmôre onthou, dat wanneer die Gees hierso praat, praat hy nie met die mens op die straat nie. Hy praat nie met die mens in 'n nagklub nie. Hy praat nie met die sondaar nie. Hy praat met die lidmate van sy gemeente. Jy sien, want dit is ons wie Jesus ken, wat so gemaklik kan raak. Alles is reg, ek is op my pad hemel toe. En dan wil ek vanmôre Petrus vir julle kom voorhou. Jy sien wat Jesus hier sê is, lê jou eie selfvergenoegdheid en selftevredenheid af. Want jy kan jouself leer ken by enige werkswinkel soos wat jy wil. Dis in selfverloning wat jy jouself werklik vind. Want Jesus sê, as jy my liefhet, sal jy jouself verloon, jou kruis opneem, jy sal my volg. In Johannes 13 vers 1 staan daar dat Jesus het geweet wat pad vir hom voorgelê het. En in Johannes 13 vers 1 lees ons dat voor die viering van die Paasfees het Jesus reeds geweet dat die tyd vir hom gekom het om van hierdie wêreld af na die Vader oor te gaan. Hy het sy eie mense wat in die wêreld is, liefgehad. Wie het hy liefgehad? Sy eie mense wat in die wêreld was. Wie was sy eie mense? Sy disippels. Die mense wie naby aan hom was, die mense wie hom herken het. Hy sê, hy het hulle liefgehad tot die uiterste. Jesus, wil ek vanmôre vir jou sê, het jou lief. Jy wat vanmôre binne in hierdie wêreld is. Jesus het jou lief. En hy het jou tot die uiterste lief. Hy het jou so lief, dat hy bereid was om vir jou te sterwe. Hy het sy Gees gegee, sodat jy vanmôre sy woord kan hoor, want hy wil nie hê jy moet in 'n rocking chair lekker lewe en die hemel misloop nie. Jesus kom vir 'n bruid wie voorbereid is. En wanneer jy besig is om voorbereidings te tref na waarheen jy wil gaan, dan is jy besig om die fynste detail te prioriseer en reg te kry. Jy sê nie, ek het net eenmaal tot bekering gekom en ek het Jesus aangeneem, en die res is geskiedenis. My lewe is uitgesorteer hoe ek die Here dien. Dis in elk geval 'n saak tussen my en hom en nie tussen my en jou nie. God het jou so tot die uiterste lief gehad, dat hy vanmôre wil hê jy moet hoor, dat jy moet gereed maak vir sy koms, want hy kom vir 'n bruid wat hom verwag. Ek weet van geen bruid wat klaarmaak en dan eenkant in die kamer sit en wag dat die troue nou maar moet aanbreek en sy daag nooit op nie. Maar niemand het my kom roep nie, niemand het my kom haal nie, sy maak gereed. Ons lees verder, dat toe staan Jesus van die tafel of op en hy trek sy boekleed uit en hy neem 'n doek en hy bind dit om hom en hy begin die voete van sy disippels te was. En Petrus, wat so goed bekend was met homself, sê vir hom, Here, gaan U my voete was? En dan sê Jesus vir hom, ja Petrus, wat ek nou doen besef jy nie, wat ek nou doen verstaan jy nie. En dan sê Petrus, U sal my voete in der ewigheid nie was nie. Petrus, wie sy hart se motief uitgesorteer het, ek het die meester so lief, hy gaan nie my voete was nie. Jy sien, voete was in daardie tyd was die werk van 'n slaaf gewees, maar selfs nie 'n slaaf mag gedwing geword het om voete te was nie. Daardie slaaf moes self kies, gaan ek my meester se voete was?
En hier kom Jesus, wat al die heerlikheid in die hemel geken het, wat mens geword het ter wille van ons, en hy buig neer om sy disippels se voete te was. Jesus weet wat die pad was wat vir hom voorgelê het. Jesus het gekom om te sterf in ons plek. Ons lees in Matteus 26 van vers 31 tot 35, dat Jesus gesê het, almal van julle sal aanstoot neem om met my verbind te word. En ons ken die verhaal. Terwyl Jesus met sy disippels aan tafel sit, sê hy vir sy disippels, almal van julle sal vannag aanstoot neem om met my verbind te word. En wat dit beteken is, julle sal almal in hierdie nag ergernis ervaar, omdat julle aan my verbind word. Julle sal almal in hierdie nag beledig voel, omdat julle met my geassosieer word. Julle sal almal in hierdie nag ontrou word aan my. En Petrus sê, nee Here, al sou almal aanstoot neem, al sal almal beledig voel, al sal al die ander se weerstand verwek word, omdat hulle met u verbind word, ek sal nooit aanstoot neem nie. Dit klink vir my, hier was 'n man wat seker was, dat hy Jesus lief gehad het. En ek betwyfel geensins Petrus se liefde vir Jesus nie. Petrus sê, Here, u verstaan nie, ek weet wat in my hart aangaan. Ek het u lief. Ek sal nooit aanstoot neem nie. Wat sê hulle? Nooit is 'n baie lang tyd. My ma het altyd gesê, en mens, net voor jy sê nooit, dan sluk jy jou woorde in. En Jesus sê vir hom, Petrus, voordat die haan kraai, sal jy my 3 maal verloon het. Petrus, jy weet nie wat in jou hart aangaan nie. Maar voordat die haan kraai, sal jy al 3 keer beledig gevoel het, omdat hulle my met jou verbind. Petrus, voordat die haan kraai, sal jy al 3 keer ergernis ervaar het, omdat jy my ken. En nog steeds antwoord Petrus, nee Here, dis nie moontlik nie, ek het u so lief, al moes ek saam met u sterwe, ek sal u nooit verloon nie. Hier kom Petrus, Here, u verstaan nie, my hart is lankal uitgesorteer, ek het u lief, u verstaan nie, ek sal nie aanstoot neem nie, ek het u lief, ek is bereid om saam met u te sterwe, wat verstaan u nie? En ek wil vanmôre vir jou sê, ons kan onsself tot op 'n punt ken, waarvan ons oortuig is. Maar dis die Gees van God wat weet, wat in ons binneste aangaan. Petrus het homself geken tot op die beste vlak wat jy jouself vanmôre kan ken. En as 'n mens oortuig is van jou eie oortuiging, dan praat ons maklik. Petrus sê, Here, ek is bereid om saam met u te sterwe. Ek meen, elkeen van ons weet mos wat in ons hart aangaan. Jy ken mos vanmôre jou bedoelings. Daar's niemand anders wat weet wat in jou aangaan behalwe jy nie. Jy weet jy het die Here lief. En jy weet hy verstaan. Maar ek het my familie ook lief. Hulle kom ons ook eerste. Daarom kan ons die Here in die week dien. Maar Sondag is familietyd. Dis die tydgees waarin ons vanmôre leef, mense. Ek wil hê julle moet vanmôre die parallel sien. Sondag het familietyd geword, het gesinstyd geword. Want ons lewens is so besig, die trein van ons lewe spoed met so 'n spoed by ons verby. As jy jou oë kom kry, is dit alweer Vrydag, dan dink jy, waar het hierdie week verby gegaan? En Saterdag is ons besig, want ons het nie in die week tyd gehad om by die winkels uit te kom nie, maar Sondag kom my familie eerste. En Maart is mos uitgesorteer. Here, dis tussen u en my, u weet mos ek het u lief.
Jy sien, Petrus het klare keuse gemaak. Onthou alles wat vir hom lonend was, alles wat vir hom sekuriteit gebied het hy gelos om Jesus te volg. Hy was broodwinner gewees, hy het vis gevang. Dit was sy inkomste gewees waarvan hy gelewe. Dit was sekuriteit vir sy familie. En toe hy kies om Jesus te volg, toe los hy dit. Toe Petrus kies om Jesus te volg, toe los hy hulle agter vir wie hy liefhet. En hy volg Jesus. Hy gaan nie terug op sy keuse nie, want hy het gekies om Jesus te dien. Jy weet, daar is hierdie ou Pinksterliedjie en daar sit soveel waarheid. In liedjies waarmee ons groot geword het, en ons het 'n liedjie altyd gesing, I have decided to follow Jesus. No turning back. Praise the Lord, no turning back. En partykeer is dit ons wat nodig het om daaraan herinner te word. Want iewers langs die pad het ons gesofistikeerd geword, het ons sekuriteit behaal, gaan dit met ons so goed, dat ons die Here kan dien op ons terme, en nie meer op sy terme nie. Ek sal gee vir die werk van die Here, maar ek gaan kies waar ek dit doen. Petrus se keuse was gemaak. Jesus was die spil waarom sy lewe gedraai het. Hy wil niks daarvan weet dat Jesus weggaan nie. Hy wil niks daarvan weet dat Jesus sou moes ly nie. Sy hele lewe draai om Jesus, sy meester. En as hy nie vir Jesus kan hê nie, is hy bereid om eerder saam met hom te sterwe, as om in hierdie lewe alleen voort te gaan. Tog, sê Jesus, voordat die haan kraai, sal jy my 3 keer verloon het. Ons lees in Matteus 26, vers 56. Toe het al die disippels hom verlaat en gevlug. Toe Jesus in die tuin van Getsemane gevange geneem word, staan daar, toe het al die disippels hom verlaat en gevlug. Ek sien nie dat Petrus agtergebly het nie. Petrus ook. Petrus het hom ook verlaat en gevlug. Petrus, die ou wie se hart uitgesorteer was. Petrus, die man wat homself goed geken het. Petrus, die man wat eerder saam met Jesus sou sterf, het ook gevlug. Sien wanneer die lewe rof raak, en wanneer die storm teen die huis se mure woed, wanneer alle sekuriteit verdwyn, en wanneer vrees jou oorweldig, vlug hulle wie hom liefhet ook. Hulle vlug weg van die enigste ware hoop. Hulle vlug weg na iets wat sekuriteit kan bied. Dit kan enige iets wees waarin mense vandag hulle toevlug neem. Hulle verwyd hom dat hy nie by hulle is nie. Maar dis nie hy wat nie by hulle is nie. Dis hulle wat nie meer by hom is nie. Hulle praat uit hulle eie buik. Hoe kan die Here dit toelaat? Ek dien die Here. Hoe kan hierdie ding my tref? Waar is God dan nou? Dien ek werklik 'n lewende God? Mense, hierdie is kwessies wat elke mens iewers in sy lewe raakloop. Hulle vlug na mense toe wat dalk hulle siening kan ondersteun. Hulle vlug, want ons het sulke besige lewens en die Here weet, ek kan net nie commit om hom ten volle te dien nie, die Here weet. Matteus 26 vanaf vers 69 tot 75 kan jy op die bord vir my sit. En kom ons lees dit. En Petrus het buitekant gesit, in die binneplaas van die paleis. En 'n sekere diensmeisie het na hom gekom en gesê, jy was ook by Jesus, die Galileër. Maar hy het dit voor almal ontken en gesê, ek weet nie wat jy sê nie. En terwyl hy uitgaan na die poort toe, sien 'n ander diensmeisie hom en sê aan die wat daar was, hierdie een
was ook by Jesus die Nasareëner. En met 'n eed ontken hy dit weer. Ek ken die man nie. Maar 'n bietjie later kom die wat daar staan en sê vir Petrus, waarlik, jy is ook een van hulle, want ook jou spraak maak jou bekend. Toe begin hy homself te verwens en te sweer, ek ken die man nie. En dadelik het die haan gekraai en Petrus het die woord van Jesus onthou wat hy vir hom gesê het, voor die haan kraai sal jy my 3 maal verloon. En hy het buitentoe gegaan en bitterlik geween. Sien Petrus, die man wat geweet het wat in sy hart aangaan. Die man wat oortuig was dat hy Jesus liefgehad het, was die man wat nou op 'n afstand gevolg het om te kyk wat die einde gaan wees. En Petrus het in die binneplaas gaan sit by die hoëpriester se paleis, saam met die slawe, want dit was die slawekwartier. Dit was waar die diensmeisies en hulle wie diens gedoen het in die paleis gesit het. En Petrus gaan sit tussen die slawe om te kan sien wat aangaan. En Petrus ontken dat hy Jesus hoegenaamd ken. Ek weet nie waarvan jy praat nie. Die woord in die Nuwe Lewende Vertaling sê dat daarop het Petrus hewig begin vloek en gesweer, die Here weet, ek ken hierdie man hoegenaamd nie. Petrus, wat bereid was om saam met Jesus te sterf, ek ken hom hoegenaamd nie. Hoekom? Petrus was bang. Petrus was bang om te sterf. Petrus was bang om te sterf in homself. Maar Jesus sê, jy is nie waardig, as jy nie bereid is om jouself te verloon en jou kruis op te neem nie. Wat sê Jesus hier? Wat het Jesus vir Petrus gesê? Voordat die haan kraai. Dis nie wat Petrus wou gehoor het nie. Toe die druk toeneem, het hy gevloek en gesweer dat hy Jesus nie geken het nie. En die woord sê, en toe die haan kraai, het Petrus onthou wat Jesus gesê het. En hy het buitentoe gegaan en hy het bitterlik geween. Sien, eers toe die haan kraai, toe kon Petrus sy eie naaktheid raak sien. Want toe onthou hy die woorde van Jesus. Toe weet Petrus hoe ellendig hy is. Die woord sê hy was gebroken. Hy het buitentoe gegaan en hy het bitterlik geween, omdat hy stikkend was. En ek wil vanmôre vir u sê, dis in gebrokenheid wat ons onsself kan verloon. Het is baie maklik om as Christelike waardes of standaarde onder bespreking kom, weg te stap en konfrontasie te vermy. Het is baie maklik. Het is baie maklik om as Jesus se naam laster word, liewer om te draai en weg te stap en te dink, daai ou weet nie wat hy sê nie. Jy sien, Jesus praat en hy sê, die wet sê dat jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. En dan sê Jesus in die Nuwe Testament, hy sê, maar ek sê vir jou, en dan praat hy hier van die genade, jy mag nie eers in jou hart na jou naaste se vrou kyk en haar begeer nie, want dan het jy dieselfde gedoen. Jesus sê, die woord sê, die wet sê, jy mag nie die naam van die Here jou God ydelik gebruik nie. Dan oortree jy die wet. Maar as die naam van Jesus ydelik gebruik word, waar niemand anders sien nie, waar ek na 'n fliek kyk of na 'n TV-program kyk, dan het ek dit nie gedoen nie, dit is die televisie wat dit gedoen het. Ken jy werklik jouself? Petrus het gedink hy het homself geken. Petrus was selfversekerd, maar berou het gebrokenheid gebring. En toe sy hart oopgebreek word, was daar werklik berou. En dit het hom eers diensbaar verklaar.
wat vir my wonderlik is van die lewe van Petrus, is dat die dag toe Petrus sterf, omdat hy Jesus bely, toe sê hy, ek moet onderste bo gekruisig word, want ek is nie waardig om soos my Here te sterwe nie. Wat het in Petrus se lewe verander? Petrus het Jesus lief gehad, reg van die begin af wat hom begin volg het. Petrus het alles wat vir hom belangrik was, een kant toe gestoot, want Jesus was die middelpunt van sy lewe. Jy sien, maar daar was nog nie 'n ontblote hart vir Petrus om te sien wie hy werklik is nie. En toe berou maak dat sy hart breek, kon Petrus sien, dis ek, Petrus. En die Heilige Gees versterk hom. En nadat Jesus met sy disippels ontmoet, voordat hy opvaar hemel toe sê Petrus, Here, U weet dat ek U liefhet. U weet. Want wat het Petrus toe geweet? Petrus het toe geweet dat Jesus alles weet. Ook die diepste wese van homself. Jy sien, voor berou ons ontbloot het, ken ons onsself net ten dele. Maar die Gees ontbloot die ware gesindheid van die hart. In 2 Korintiërs 3 vers 18 sê, ons word van gedaante verander na dieselfde beeld van Jesus, van heerlikheid tot heerlikheid, as deur die Here wat die Gees is. Sien, elke dag verwag Jesus dat ek my kruis sal opneem en hom volg. Want elke dag kom die Heilige Gees en word ek van gedaante tot gedaante verander. Die Here wat die Gees is, bring die verandering in my lewe. En ek wil vanmôre vir u vra, hoeveel keer moet die haan kraai, voordat jy God eerste in jou lewe plaas? Hoeveel keer moet die haan kraai, voordat jy God eerste plaas in jou huwelik, bo jou kinders, bo jou ambisie, bo jou drome? Hoeveel keer moet die haan kraai voordat jy God gehoorsaam is? Hoeveel keer moet die haan kraai voordat jy berou het? Petrus was nie 'n ruwe, rowwe sondaar nie. Hy was 'n disipel van Jesus. En hierdie disipel van Jesus het gevloek en gesweer dat hy Jesus nie ken nie. En ek wil vanmôre vir jou sê, elke keer wat ons die stem van die Heilige Gees doodmaak, elke keer wanneer die Heilige Gees sê, ek wil hê jy moet betrokke raak in my gemeente, dan onderdruk ons sy stem. Want my hart is uitgesorteer en ek het nie nou tyd vir dit nie. Die Here weet, ek weet nie waar ek tyd gaan kry om dit te doen nie. So maklik om vinger te wys en krities te wees. En sê hierdie gemeente doen niks vir dit, of vir evangelisasie, of versending, of vir dit of vir dit nie. Dis dalk, omdat jy nie daar is nie. Openbaring 3 vers. Wanneer Jesus met hierdie gemeente praat, dan was dit nie net 'n vermaaning. Dit was regtig, maak oop julle oë. En dan sê Jesus, kyk, ek staan by die deur en ek klop, vanaf vers 20. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou en hy met my. En dan sê hy in vers 21, aan hom wat oorwin, sal ek gee om saam met my te sit op my troon, soos ek ook oorwin het en saam met my Vader op die troon gaan sit het. En wanneer 'n mens kyk na hierdie gemeente en jy kyk na die karakter daarvan, wil ek vanmôre vir jou sê, dis nie net die kerkgebou nie, dis nie elke gemeentelid nie. God praat met elke individu. God praat vanmôre met my, God praat met jou. Hy sê, ek wil hê dat jy moet oorwin en saam met op my troon sit. Maar jy moet jouself verloon, jou eie ek kruisig. En Dirk sê altyd, die eie ek jy moet vrek.
En dis waar, want ons koester ons eie ek. Ons troetel hom. Kan ons vanmôre die woord van die Here aanneem en sê, Here, laat toe dat die Heilige Gees in my hart praat, in my hart ontbloot. Ek kyk in die week na 'n stukkie wat ek onthou, Pastoor Renier de Villiers het, ek meen dit was hier in die jare 87, Pastoor Renier de Villiers was so lief om hierdie verhaal te vertel, en ek het daai verhaal nog nooit vergeet nie, want elke keer as hy dit vertel het, het ek my ore toegedruk, gedink, regtig, as jy dit al gehoor? Maar in hierdie week stuur my sussie vir my die YouTube klip daarvan. En dis die verhaal van hierdie man, en vir julle wat daai tyd hier was, daar kan julle dit onthou, verskoon dit maar, was die verhaal van hierdie man, wat 'n seentjie groot gemaak het, hy was enkelpa gewees. En hierdie pa het gewerk by 'n belangrike plek, die trein, daar was hierdie brug waardeur skepe moes gaan, wat kon optel, en dan was daar 'n brug weer bo-oor, wat treine oorgestuur het. En hierdie seentjie het vreeslik daarna uitgesien, wanneer sy pa hom in die middag kom haal het by die skool, en hom saamgevat het, en hulle na hy die hele tyd naby aan sy pa kon wees. En eendag het hierdie seentjie gevat, en hy het vir hom gewys hoe hierdie brug werk, en hy het vir hom gewys, daar is hierdie noodknop, dat as hierdie brug vinnig moet toegaan, as jy hierdie lewer trek, gaan hierdie brug toeval. En terwyl die pa besig was in hierdie kamer, kom daar 'n boodskap en hierdie brug is oop, want hier is 'n skip besig om deur te gaan. Kom daar hierdie uitroep, dat daar 'n trein is wat teen 'n verskriklike spoed verby gespoed het. En hy was op pad. Dit was 'n haastige trein. En dat hierdie brug moet plat, anders is daar honderde mense wat gaan dood wees. En terwyl hierdie pa dit hoor, besef dat daar's genoeg tyd vir hierdie skip om deur te gaan en vir daardie lewer, of vir hom om die brug te los. Maar hierdie seentjie was onder besig om te speel, hy het altyd vis gevang in die middag. En terwyl hy na die viswaters kyk hy en hy sien die brug is op, maar hy sien ook die stoom van die trein. En hy weet, sy pa het vir hom hierdie lewer gewys, as jy afhardloop en hierdie knoppie trek, gaan die brug toeval. En die seentjie kyk en hy sien nie sy pa nie. En sy pa het gekyk en nie die kind gesien nie. Intussen het hierdie seentjie gehardloop om die lewer te gaan trek. Die prys vir daardie trein om verby te kom, niemand het geweet wat die prys was wat daardie pa betaal het nie. Want terwyl hierdie trein verby spoed en mense lag en hulle lewens gaan aan, is sy seentjie daaronder dood. Die woord sê, hy het sy eie so lief gehad. Hy het hulle tot op die uiterste lief gehad. Wat doen ons om ons dank te betoon vir dit wat hy vir ons gedoen het? Lewe ons lewe op eie term, eie voorwaarde, eie gerief en eie gemak? Het ek gesê, Here, alles, laat my lewe wees rondom U. U kom eerste, dan kom die res. En ek wil vanmôre vir jou sê, hoe dit werk, weet ek nie. Maar die oomblik wat God eerste kom in jou lewe, kom al die ander goed reg. Dan het jy nie nodig om jou te bekommer oor jou man of jou vrou, of jou seun of jou dogter, of jou huis. Jy het nie nodig om jou te bekommer oor wat ons gaan eet of wat ons gaan drink nie. Jy het nie nodig nie. Maar dis wanneer ek in beheer van my lewe is, wat my lewe soos 'n vinnige trein verbyspoed.
Dis wanneer ek in beheer is van my eie lewe, wanneer ek God op my eie terme dien. Nee, ek kom eerste, dan kom die res. Dis wanneer jy alles self probeer om by mekaar te hou, wat daar eintlik disaster wag. Ek kan maklik sê, ek is jonk. Ek wil eers my lewe geniet voor ek die Here dien. En ek het soveel empatie met jong mense vandag. Want dis waar dit moeilik is om op te staan en te sê, ek is kind van God. Dis waar ons leer om Jesus te volg. Kan ons vanmôre die woord van die Here aanneem? Sê Here, daar kom tye wat U net bemoedig en mooi praat. Daar kom ook tye wat U vir ons moet sê, kyk 'n bietjie, waarheen jy op koers is. Ken jou hart. Maak seker. God het tot die uiterste lief. En ek wil vir jou vanmôre sê, daar's niks in jou lewe wat jou kan skei van God se liefde nie. Vanmôre is sy hand op elkeen wat hier sit. Vader, Heilige Gees, dankie dat ons vanmôre in die huis kan wees. Aan U kom toe al die lof, die eer en die aanbidding van ons hart. En Here, ons moet erken, daar kom tye wat ons werklik waar dink, ons is so in beheer. Ons weet alles. Niemand het nodig om ons enige iets te leer nie. Here, maar vanmôre sien ons in die lewe van Petrus, dat Petrus aanvanklik gedink het, alles is wel. Here, maar eers toe U vir hom sy hart gewys het, kon hy verander. Toe kon hy diensbaar word. Toe kon U hom gebruik om U kerk te bou. En Here, vanmôre wil ek bid dat U ons sal vergewe. Here, waar daar self eie geregtigheid is of selftevredenheid. En vanmôre bid ek, Heilige Gees, dat U sal beweeg van sitplek tot sitplek. Here, begin vanmôre by my. En ek bid, Heilige Gees, dat U werklik in my lewe sal wys. Here, dat U sal gaan by elkeen van ons wat vanmôre hier sit. Here, want daar is een begeerte en dit is wanneer U bruid oproep dat ons gereed sal wees om saam met U te gaan. Dankie vanmôre, Here, dat U elkeen van ons liefhet. Here, dat ek net vanmôre weet, U het ons tot die uiterste toe lief. Here, ons wat U aangeneem het, ons wat deel is, Here, van U gemeente, van U kerk. Here, U woord sê, U het ons tot die uiterste toe lief. En omdat U lief het, sal U vermaan en praat en dissiplineer. En ek bid vanmôre dat, Here, dat wanneer U praat, dat ons sal hoor, Heilige Gees, en dat ons sal koersaanpassings maak. Bid vanmôre, Here, dat U Gees sal uitstort. En Here, dat hierdie gemeente 'n lewende gemeente sal wees, omdat U lewe in elkeen van U lidmate se harte brand. Dankie dat U vir ons 'n roeping het. Here, dankie dat U vir ons 'n plan het en dat U doel en U droom en U plan vir ons lewens eerste is om U te dien en U te volg. En dan wat ook al ons doen. Here, ons het U so nodig. Daar's nie 'n oomblik, daar's nie 'n geleentheid van elke dag wat ons kan sê ons het U nie nodig nie. Here, maar help ons om werklik kerk te wees. Dankie, Heilige Gees, dat U ons bemoedig en aanmoedig om gehoorsaam te wees en ag te slaan op U stem. En ek bid dit vanmôre in die naam van Jesus. Amen.